Welkom by Dieremaniere, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Wian Nel. Vandag kuier ek saam met Adine Rode van Hurt. Dit staan vir die Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development. En die organisasie red klein olifante wat wees agtergelaat is in die veld, versorg hulle fisies en integreer hulle met 'n olifanttrop om as ware 'n saamgestelde gesin te vorm. Die ouer olifantkoeie wat ook as wesies by die olifantweeshuis aangekom het, maak dan hierdie kalfies groot as hulle eie. Raar, maar waar. Maar eers wil ek by jou hoor of jy weet watter dier hierdie geluid maak. Wian speel vir jou die klank elke week en aan die einde van die gesprek met Adine sal Wian vir ons die antwoord gee. So klink vandag se dier. Wian se leidraad is dat hierdie diere tot 2,7 meter hoog kan raak. So, wat dink jy? Verlede week op Dieremaniere het Fancy Peacock ons vertel van voëlkyk. Dis iets wat vir baie van ons beskore is. Jy kan maar net uit die kamervenster loer vir ons geveerde vriende. Onthou, jy kan weer daarna gaan luister op Spotify, rsg.co.za, YouTube of SABC+. Soek net na Dieremaniere. Adine Rode wat vandag by ons aansluit om alles te vertel van die organisasie Hurt wat sy bestuur. En dit is juis om olifantwesies te red, te rehabiliteer en weer in 'n kudde te integreer. En van daardie naam Hurt. Sy gaan vandag vir ons alles vertel. Adine, baie welkom by Dieremaniere hier by RSG. Baie dankie, dis heerlik om hier by julle te wees. En so lekker om af te kan Afrikaans praat ook. Absoluut. Die olifante, verstaan hulle Afrikaans? As ek praat met hulle Afrikaans, want dit is my vreeslik moeilik, so met my kinders moet Engels praat. Ek praat met hulle Afrikaans, maar ek moet vir jou sê die algemene taal. Jy weet, ek sê met die olifantwêreld, as jy nou kyk na dieretuine en oral, is dit maar eintlik Engels. Ja. Maar ons ouens wat ook Shona is, jy weet, hulle praat met hulle, jy weet, baie keer in Shona woord wat hulle ook gebruik. So die olifante, wil ek nou vir sê, verstaan maar baie van hierdie woorde. Die video's wat ek nou al gesien het, jy kom vreeslik naby aan die olifante. Jy streel hulle oor hulle koppe, jy vryf hulle oor hulle ore. Dis seker ook nou olifante wat nie heeltemal uitgegroei is nie. Maar jy het seker nie 'n bang haar vir 'n olifant nie. Ek wil nie sê ek is nie bang nie, maar ek dink, jy weet, 'n mens is versigtig want dit bly 'n wilde dier. So alhoewel 'n mens, jy weet, ek het hulle groot gemaak en jy weet, mense het hulle van kleintyd af nie almal het ons groot gemaak nie, maar ook toe hulle by ons aangekom het, ek gedink is reusagtige diere. En oor, jy weet, hierdie 20 jaar het hulle nog groter gegroei en dan besef ek eintlik, jy weet, hulle was klein op daai stadium. Maar ek dink dit gaan nou oor dit bly 'n wilde dier. Daai gedagte is maar altyd, jy weet, by 'n mens en dat 'n mens tog moet versigtig wees. Jy weet, mens kan so gemaklik raak met hulle en jy weet, hulle skrik vir iets. Sonder dat hulle dit wil bedoel, maar omdat hulle so groot is en nou 'n 4-5 ton olifant is, jy weet, omdraai en jou seermaak. Jy weet, hulle stamp jou met hulle tand of iets gebeur wat hulle nie bedoel nie. So dit is wat ek vir jou sê, weet, 'n mens moet versigtig wees, dit bly 'n wilde dier en dis of daai respek nie, wil ek vir jou sê, is daar. Maar ek sal nie vir sê ek is nie bang nie. Nou, wanneer kry jy hierdie olifante? Want dit is nou olifantwesies. Ek neem nou aan, dis die olifantouers wat gestroop is en dan bly die wesies agter in die veld. En dis daai wesies wat by julle aankom. Dit is daai wesies wat dan by ons aankom wat gewoonlik is dit 'n human-animal conflict wat hulle by ons aankom. Ek moes ook, jy weet, besluit het toe ek die projek, jy weet, gestig het en deur die objectives en principles deurgewerk het, is, jy weet, wanneer vat jy 'n olifant in, wanneer vat jy hulle nie in nie. Omdat Suid-Afrika, jy weet, nog hierdie gedagte het, daar is te veel olifante. Ons het te veel olifante, jy weet, in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld, of reg oor Afrika, jy weet, sit ons nie met dieselfde getalle nie. So, jy weet, dit is eintlik maar toe om te sê, ons wil nie 'n, hoe kan ek sê, 'n groot trop
olifante wat almal handgroot gemaak is, kan ek sê stig en daai, jy weet, hoe kan ek sê, dit baie mense dink jy's 'n olifantjie se cute dingetjie, jy weet, en kom ons vat hom vir 'n rukkie en so aan, maar jy dink nie dat hy 60 jaar gaan leef nie. En dan begin jy met 'n probleem, want jy weet, jy sit nie jou heenkome vir hom nie. Nee, so dis so elke kleintjie wat inkom het ek weet, okay, hy gaan vir 60 jaar nog wees. En dit is maar eintlik die rede om regtig maar net oor al daai goedjies in gedagte te neem. Nou, jy rehabiliteer die wesies en jy gaan nou vir ons mooi verduidelik presies hoe werk daardie proses, maar wat gebeur dan? Die oomblik as die olifant nou deur julle proses is, ons ken nou vir die algemene leek dat die olifant hou van 'n trop en die olifant wil deel wees van 'n kudde. So iewers moet hy weer 'n nuwe familie kry. Dit is eintlik die rede hoekom ek weet destyds begin het om te sê, wat ek gesien het by ons, kan ek sê olifante, jy weet, dit was almal individue wat van verskillende plekke gekom het, van hulle het uit Zimbabwe gekom, Jabulani was ons eerste olifant wat ons, jy weet, groot gemaak het in Hoedspruit, en hulle was individue, hulle was nie 'n gesin nie, dat hulle met van verskillende plekke by mekaar uitgekom, en toe soos oor die jare, het ons matriarg, sy het 'n kleintjie gekry, sy het een nag, jy weet, uitgeslip, en toe kom sy terug, en 2 jaar later, tot ons nou die eerste kleintjie, maar jy weet, ons was glad aan die voorbereid op kleintjies, of enige so iets nie, glad nog nie aan daai deel gedink nie, en daai gebeurtenis, dink ek het die moederinstink, ook in die trop, opgeflikker, en toe het ons nog kleintjies gekry oor die jare, wat ons dan in die groep, jy weet, ingesit het, en ek het agtergekom, maar weet jy wat, hierdie olifant, maas, en veral die matriarg, gaan nie daaraan om hulle aan te neem, want een van ons permitvoorwaardes is dat hulle moet op contraception wees, so om op voorbehoeding te wees, jy weet, is deel daarvan, en ongelukkig dan sit jy met, jy weet, 'n groep olifante weer wat die kleintjies het, en soos jy sê, hulle hou van familie, jy weet, dit is deel van hulle sosiale strukture om ook baie babietjies te kry. So toe jy met hierdie nuwe kleintjies wat inkom, skep dit amper 'n natuurlike oplossing, maar op 'n onnatuurlike wyse, wat jy die kleintjies vat en jy integreer hulle by die trop olifante wat nou ouer is. Jy weet, en hulle weet hoe om 'n olifant te wees. Hulle, jy weet, ons oudste olifant is 40 jaar oud. En weet, sy weet baie beter as ek, weet, om 'n olifant te wees. So vir my is dit, om hulle te integreer by die trop, is regtig 'n aanwinst. Want as jy kyk, jy weet, ons het in Pilanesberg, met Mabula, het ons baie keer, ek sê nou ons, want ons Suid-Afrika, het olifante gevat en uit die kreer uit en dit in verskillende reservate na toe gevat, soos wat ons, jy weet, te veel olifante in Suid-Afrika, te veel in die kreer, en dit was 'n heenkome vir ons probleem. Maar uit dit het die navorsing gelei dat, as daar nie 'n olifant koei is, of 'n groot, jy weet, olifant wat die leiding kan neem nie, is hierdie kleintjies probleme. Jy weet, hulle stout, hulle maak ander nosters dood, hulle sommer net stout. So, as jy 'n groot koei daarby het, is sy die een wat vir hulle, jy weet, leer om die regte ding te doen. So dit is waar ek toe half gevat het, en gesê, okay, kom ek kyk hierdie, hoe hanteer dit, jy weet, in die wild. Dan behoort, jy weet, dit 'n oplossing te wees vir hierdie kleintjies wat inkom en heenkome het in 'n trop. Jy weet, so dit was half my agtergrond en wat ek gedink het, hoe dit sal werk. En dit is wat ons nou tans doen. So dit is basies 'n saamgestelde gesin wat julle skep. Dit is heeltemal 'n saamgestelde gesin. Jy weet, dis olifante wat mekaar glad nie ken nie. Ons glad nie 'n verbintenis nie. En ek het al eintlik probeer om van hierdie olifantwesies in ons het 'n trop wilde olifante ook wat op die reservaat is. Hulle is eintlik opgedeel, of dit is 3 troppies. Een groot trop en 2 kleiner troppies. En te kyk, wat is hulle reaksie op wesies? En weet jy, hulle staan glad nie in om hierdie kleintjies aan te neem nie. Inteendeel, dit van die gevalle wil hulle net die kleintjie doodmaak. So dit is eintlik 'n baie unieke ding waar hierdie olifantjies die kleintjies inneem. En ek dink dit is dalk omdat hulle selfwesies was, jy weet, wat hulle die gevoel ken,
En dan dink ek dalk die ander ding is, jy weet, daai mamma wees wat in hulle is en nog hulle gesin wil vergroot, maar hulle kan nie omdat hulle op voorbehoeding is. Nou daai band tussen 'n olifant en 'n kalfie, het mens nou al gesien dat dit baie sterk is. Daai mamma gaan nie daai kleintjie los nie. Nêrens nie en daai band is eintlik maar lewenslank. Is nou maar so vir mense wat nou nie olifante so goed ken soos jy nie, so help my reg waar my feite nou nie 100% reg is nie. Is daai band so sterk tussen daai wesie wat inkom en hierdie moederfiguur? Verseker is daai band net so sterk tussen hulle. Ek het, jy weet, ook byvoorbeeld gesien waar as hulle nou in die groep is, die bulle is redelik gemaklik nog, jy weet, met mense, met ander mense wat hulle nie ken nie, maar die koeie is glad nie ten gunste daarvan dat daar mense naby hulle en die kleintjie kom. En dan raak hulle beskermend met die kleintjie, nie net oor mense nie, maar ook, jy weet, wilde diere, van die renosters wat verbykom, en hulle sal hulle so beskerm, en jy weet, kan ek sê, tot die dood toe hulle wil beskerm, en hulle laat hulle selfs aan hulle suig, soos 'n babietjie. Hulle het geen melk nie, omdat hulle op 'n voorbehoeding is, en jy weet, ons kom in met 'n bottel daarmee, maar daai, jy kan nou net dink hoe lekker is dit vir daai kleintjie om daarom, jy weet, ietsiekie te suig, soos 'n tietjie wat hy moet suig, en dit vir die kleintjie, jy weet, daai gevoel van daai wonderlikheid, jy weet, en dis deel van wat hulle moet doen. Op watter wyse kry julle hierdie wesies in? Is daar nou mense wat julle laat weet, word die kalfies by julle afgelaai? Is daar natuurbewaringsorganisasies wat met julle kontak het? Daar is sekere natuurbewaringsorganisasies wat dan met ons kontak het, baie keer van die veeartse wat ons kontak, jy weet, wat so 'n kleintjie gekry het. Deur Suid-Afrika is dit nogal 'n probleem. Ons sit met 9 provinsies, en die reëls en regulasies vir die verskuiwing van wilde diere is dat as jy 'n dier van een provinsie na 'n ander toeskuif, moet jy 'n exportpermit vir aansoektoekenning kry, en dan die ander provinsie moet weer 'n import permit kry. So met hierdie invoer en uitvoer permitte, jy weet, as jy deur 3 provinsies gaan, dan moet jy dit deur al 3 laat gaan. So jy kan net dink hoe lank is daai proses om so, weet, en dit is net jou vervoerpermit dan. Ons het 'n, jy weet, permit om hulle in te neem, maar net om hom te mag vervoer deur al die plekke. So dis tog 'n bietjie van 'n stryd. Mense is altyd vreeslik vriendelik, jy weet, en om die olifantjies met 'n vliegtuig, jy weet, in te bring. Vir my is dit die maklikste om sommer die olifantjie in my kar te gaan haal. So ek sit hom, jy weet, ek stop, laat die kleintjie in die kar en ry terug. Jy weet, so jy bly, kan ek sê, een voertuig, daar's nie dat hy nou in 'n voertuig kom, nou weer in 'n vliegtuig kom, nou weer uit 'n voertuig klim nie. Jy weet, so daai verskillende stresfaktore het jy net een keer. Die kleinste wat ek gehad het was 70 kg, maar hulle is gewoonlik so tussen 100, ek wil sê eintlik tussen 90 en 110 kg. Jy weet, so jy kan ook net so amper 'n man en 'n half wat jy daarin het, nê. So ek moet vir jou sê, daai kar rek nie baie lekker. So julle ritjie nie. En as hy in die son staan, okay, dan daai klankie. En daai olifantjie, jy's nou glad nie skrikkerig vir julle olifantjie wat hy nou aan jou kan doen terwyl jy nou so bestuur, en ek kan nou aanneem dat dit nou vir lang afstande is. Dalk moet jy die olifantjie in Zimbabwe gaan haal. Ja, ons kan nie ongelukkig nie oor die grense, jy weet, die olifantjies verskuif nie. So ek was 'n paar keer wat ek betrokke was met die olifantjies in Mosambiek. En ongelukkig is daar nie, jy weet, vir hulle 'n heenkome nie. En dan ook maar permit, jy weet, voorwaardes wat mense sukkel om hulle so te verskuif. So die meeste is maar van uit Suid-Afrika af. Maar ja, ek het darm altyd iemand wat saamry, jy weet, wat kan help met die voer. Jy weet, ek probeer die kleintjie nog deur die tyd ten minste water of, jy weet, so gee. Hulle magies loop gewoonlik, jy weet, hulle het maar diarree want iemand het vir hulle dalk probeer melk gee of so aan. So ek sê ook gewoonlik, asseblief, moet net nie vir hulle melk gee nie. Renoster byvoorbeeld, jy weet, is een formule melk vir 18 maande, waar die olifantjies drink vir 4 jaar, en deur daai 4 jaar verander laktasie. So jy moet die melk aanpas soos wat die kleintjie groei. En daar's nog nie 'n
'n 100% formule om te sê, okay, op so oud skuif jy weet oor of op soveel gewig nie. Dit is maar 'n bietjie lukraak. Jy weet soms tyds dan ewe skielik kry hulle net diarree en dan word alle melk weer uitgesny en jy begin weer te bou, jy weet aan jou formule. So dit is maar 'n hoë proteïen en 'n hoë vetinhoud, maar daai balans tussen hulle. Ek weet ek het net so 'n spreadsheet wat ek my goedjies insit, want partykeer veral as jy so moeg is, dan wil my kop nie altyd meer so saamwerk met my sommetjies nie, dan moet my spreadsheet my sommetjies uitwerk, nee. Maar ja, jy weet soos om nou eintlik te skuif, jy weet oor daai tyd is, jy weet jy moet maar die kleintjie voer ook en baie keer as ek 'n veearts het wat kan saam gaan help, dit ongelooflik baie. Net om 'n stresmiddel vir die kleintjie in te gee, wat daai edge ook afval van hom. So dit help ongelooflik baie. En die oomblik as die weesie by die kamp aankom waar julle nou die weesie gaan rehabiliteer, versorg en probeer integreer in julle kudde, wat behels daardie proses? So die weeshuis wat ons het ons basies vir 'n toegeruste kombuis. Ons het 'n quarantaine area. Dit is 'n binneshuise plek en dan hy buite in sy huis ook, maar hy's jy weet toe dat as jy in die ander 2 eenhede kleintjies het en hulle gaan buite dat hulle nie by mekaar uitkom nie. So gewoonlik met so 'n kleintjie gaan in hierdie quarantaine in en hy bly so vir gewoonlik so 2 weke ten minste daarso, want dan het jy al jou bloedtoetse gedoen en jy die resultate gekry om te weet, kan hy by die ander aansluit? Is daar nie enige siektes wat hy kan oordra of so nie? Maar in daai 2 weke gewoonlik, moet ek vir sê, jy leef net vir die eerste 24 uur. En dis so vir die eerste week. En as hy nog 'n week geleef het, dan mik jy vir daai tweede week. Jy weet wat jy weet hulle regtig so deurgaan, maar dit is touch and go om hierdie kleintjies dan deur te trek. Ek het ook 'n ongelooflike goeie span wat my help. 'n groep van hulle kom van Zimbabwe af, wat saam met die olifante oorspronklik uit Zimbabwe gekom het. En dan het ek ook vrouens wat my ook help en ek roteer hulle by die kleintjies. So daar's 24 uur iemand by hierdie kleintjie. Maar jy kan ook nie net 1 ou of 2 ouens het, wie weet wat roteer nie, want hulle moet ook, jy weet, afkry en as hulle nou vir 'n week moet huis toe gaan of so aan, kan daai kleintjie treur en doodgaan. Jy moet genoeg mense het om die hele tyd te roteer, maar ook ek wil sê sterk genoeg en emosioneel sterk genoeg te wees. Met baie keer dan kry jy mense volunteers wat kry is maar jy weet hulle gaan nie die pad met die kleintjie loop nie. En as so iemand dan weggaan, dan is dit regtig daai kleintjie treur en dit beteken hy kry diarree, jy weet wat jy weer moet aanwerk. So ek jy weet kan ongelukkig nie jy weet mense vra om my te help. Jy weet ek met hierdie groep hê wat ek weet daar gaan wees vir die volgende 30-40 jaar at least. Dan soos ek sê daar's altyd iemand by. Ek het 'n skulpie ook wat daar is. Die skulpies daar net jy weet vir 'n ander lyfie ook, maar ook hulle eet grassies en dan gaan die kleintjie nou saam en hy sien wag hy eet hierdie grassies. Hy kan ook van die grassies eet en hy kopie baie wat die skulp doen. Soos ek sê, daai eerste 2 weke is maar regtig nogal touch and go. Dit hang ook af van die tipe beserings wat die kleintjie het. As hulle in 'n stryk gevang word, dan jy weet het hulle snywonde, jy weet baie keer moet dit toegewerk word, dit moet skoongemaak word daagliks. So dit hang regtig af. Maar dan na 2 weke kan jy begin dink, jy weet oor integrasie. Ek doen dit baie natuurlik die integrasie, omdat die orphanage, die weeshuis is reg langs die homestead waar die olifante in die aande slaap. So in die oggende met sonsopkom, gaan die groot olifante uit en hulle is die hele dag uit op die reservaat en dan weer met sonsondergang kom hulle terug na die homestead toe en dan slaap hulle daar. En dan is die tyd wanneer die kleintjies ook met hulle kommunikeer. Ek gebruik ook baie van die mis van die groot olifante wat ek gee vir die kleintjies om te eet, want daai probiotiek wat daar in die jy weet olifant mis kom is baie natuurlik. So hulle jy weet gesels met mekaar, hulle ruik mekaar. Dan as die kleintjie oopmaak, dan is daar net 'n draad tussen hulle en die groot olifante. En so ek sê dan sal ek kyk jy weet hoe dit gaan, hoe hanteer die kleintjie dit. En dan sal ek een olifant bring om tyd te spandeer saam met die kleintjie.
Gewoonlik, wat ek vir jou sê, gebruik ek my eerste olifant is maar 'n bul. Sy naam is Jabulani wat ek gebruik, omdat hy verskriklik kalm en rustig is en ek weet niks pla hom regtig nie. So hy staan en eet, wees rustig en die kleintjie kan op sy eie tyd na hierdie groot olifant toe gaan en hom ryk en jy weet, kan ek sy tyd spandeer op sy tyd. Indien ek 'n vroulike dier 'n koei inbring, dan wil hulle net, jy weet, hulle wil net cuddle. Hulle wil hierdie kleintjie gryp en net vashou en so aan. So ek gebruik hulle in my volgende stap. Sal ek begin om die koeie of een koei in te bring tot hulle gemaklik is. Jy weet, en so bou ek die troppie op dat die klein olifantjie aan al 15 groot olifante gewoond is. En dan begin ek met hulle in die bos te stap, gewoonlik, jy weet, 2 ure, dan sal ek die kleintjie weer terugbring, dan sal van die vroulike diere, jy weet, saamloop uit die veld uit en die kleintjie terug te bring na die weeshuis toe, want die kleintjie moet nou slaap ook en jy weet, hy moet nou rus en gesond word ook. So dis regtig, jy weet, ek wil vir soos 'n voltydse werk. En dan later is die kleintjie nou, jy weet, die hele dag in die bos. Hoe lank vat dit vandat die weesie by julle aangekom het? Daai 2 weke gaan dan nou verloop om die weesie fisies sterk te kry, totdat daai kleintjie heeltemal geïntegreer is in die trop. As jy dit hang regtig af van kleintjie tot kleintjie en ook hoe sterk hy is. Maar dit kan enige iets vat van, ek wil sê 6 weke na 4 maande toe. As hy ook, jy weet, nou die hele dag in die veld is, soos ek sê, ek weet jy dit hang af, hy kan dalk vir 'n kort rukkie nou bos toe gaan, en jy weet, as hy nou groot beserings het, jy weet, dan moet hy meer rus ook en so aan. So dan is hy net 'n kort rukkie en ek bly nou nie die hele dag daar nie. Maar as hy nou die hele dag daar is, jy weet, dan vat ons nou melk bos toe ook, so ons het so koelbag op elke, jy weet, die ouens se rug, en dan verstap hulle nou met die melk, want hy moet nog steeds elke 2 ure sy melk kry. En dan as dit rotasie is met die carers deur die dag, dan vat die nuwe ou weer vars melk vir die volgende sessie. Jy weet, en so werk ons maar deur die dag om ook vir hulle melk te gee. So dit is eintlik dit is 'n baie interessante proses. Dis maar een wat ek uitgedink het. Ek weet en ek maak hom maar werk vir ons. Ek dink as ek kyk dalk oor 10 jaar sal ek dink, "Sjoe, hoekom het ek nooit aan hierdie gedink op daai stadium en dit geïmplementeer is nie." Weet so, hierdie is regtig 'n trial and error en 'n mens verbeter maar jou prosesse. Want in die begin, voor ons nou die weeshuisie gebou het die diere, die klein olifantjies gebly, my ma het 'n rehabilitasiesentrum ook vir 'n klomp ander diere. En dit was so 10 kilometer van waar die olifante, die groot olifante was. So ek het hulle daar gehou vir 2 jaar en dan bring ek hulle in. En toe kom ek agter, genade, groot olifante is nou so bly om hierdie kleintjie te sien, maar vir die kleintjie is dit baie oorweldigend, weet, en hy voel baie alleen. En nou los jy hom saam met die groot olifante, dat dit vir hulle, jy weet, 'n skok was. En dit is eintlik hoekom ek toe nou die weeshuis direk langs hierdie homestead gebou het, om dit makliker te maak vir die integrasie. En die navorsing wat ons ook nou gedoen het, wat ons fecal analise doen, en dan kyk ons wat is die stresfaktore en die stresvlakke van die kleintjies, maar ook van die grootes met hierdie integrasie. Het ek gewys dat hoe gouer hierdie kleintjies in die trop geïntegreer is, hoe beter vir daai kleintjies. So ek moet sê, op daai grond is ek bly, okay, hierdie stelsel van my, jy weet, wys dat daar is sukses aan. En nou kan ons dit nog net verbeter van daar af. Is daar nêrens in die wêreld 'n organisasie soortgelyk waar jy van navorsing kon kry of net 'n bietjie leiding, dalk 'n mentorskap wat jou deur hierdie proses kon lei? Of was dit nou regtig jy het probeer en dit was maar probeerslag op probeerslag? Is soortgelyke organisasies. Ons het 'n baie goeie organisasie in Kenia en daar nog een wat hulle het redelik baie wesies. Hulle wesies, jy weet, kom uit ander redes en hulle kyk na elke wesie. Jy weet, waar Suid-Afrika nie elke wesie na kyk nie. So hulle het groepies wat hulle saam, ek sê flans, jy weet, soos wat hulle kom en dan sal hulle vrylaat in 'n groepie en sê, okay, jy weet, daar gaan jy.
So ek het al baie gewonder as ek kyk na die getalle waar daar menslike konflik is met olifante. Jy weet, wat is daai olifant se agtergrond? Jy weet, is hy dalk enetjie wat deel was van hierdie stelsel? Jy weet, wat nie iemand groot gehad het om hulle leiding te gee nie. So, soos ek gesê het, daar is ander organisasies, maar as gevolg van hulle opset, verskil hulle in die integrasieproses, in opsig van die melkproses, genade, niemand wil hulle resepies gedeel het nie. En ek moet sê, ons sukkel nog steeds. Jy weet, ek help nou 'n paar mense op hierdie stadium, omtrent 3 olifantjies, een is in Malawi, een is in Nigerië, en stoks genoeg daai olifantjies verskil ook van ons olifantjies wat ek agtergekom het. Jy weet, so, kan ek sê, ek probeer ook te help, maar dit is moeilik as jy nie daai olifantjies sien en jy weet, jy het nie visuals op hulle om 'n call te maak nie. Dat ek kan nou sê, ek gee hierdie melk en sit hierdie olie by, dis omtrent hoeveel, maar baie mense weeg nie die kleintjie nie, dan is dit dalk nie presies nie. So jy weet, jou scenario's verskil ook. En ek probeer dit nou alles bymekaar te bring, sodat 'n mens iewers hierdie inligting net kan hê. Want ek sê altyd vir my personeel of my kinders, as 'n bus my môre trap, moet mense net kan aangaan waar ek opgehou het met die inligting. So ek probeer soveel as moontlik neerskryf, omdat die mense in daai situasie was, waar jy regtig niks gehad het nie. Ons het met kleintjies proteïene. Ek het so baie verskillende proteïens probeer, dan het dit glad nie met hulle gegel nie. En dan sit jy met 'n olifantjie weer met diarree. Dan begin jy dit en so jy breek amper net daai olifantjie af. Jy weet, so dit was vir my baie hartseer om dit so te sien. So ek sê alles gegee om te kom waar ons is nou met die melk. So ek sê ek leer ook maar nog steeds. Jabulani is julle heel eerste olifant gewees wat julle begin versorg het, en soos ek verstaan ook die begin van die organisasie. Waar het alles begin? Hoe het jy met die weeshuis begin? Jy het nou vertel van alles wat jy opgebou het oor die afgelope paar jaar, maar daai aanvanklike begin, ook waarom het jy besluit om so 'n groot taak op jouself te lê? Want ek kan nou dink dis voltyds, finansiering is seker nie baie maklik nie, en dis baie groot taak. Dit wat ek vir jou sê, is 'n reuse taak. Mense vra ook altyd vir my, ek dink mense wat in die olifant wêreld is, het ook al vir my gesê, is jy mal? Ek dink dit is dalk 'n bietjie van alles bymekaar, maar Jabulani was die heel eerste olifantjie. Hy het vasgesit in 'n myn, by myne in Palaborwa, en die veearts het hom toe gebring na my ma se rehabilitasiesentrum. Dit was in 1997. En ons het 'n verskriklike goeie veearts, Dr. Peter Rogers, wat voltyds by die rehabilitasiesentrum was. En hy het ook sy alles gegee. Ek onthou Dr. Rogers sulke sere op sy mond gehad het van stres oor hierdie olifantjie. Jy weet, dit was regtig nie maklik nie, en ook soveel kere wat Jabulani by die dood omgedraai het. As Jabulani nou vir Dr. Rogers sien, jy weet, dan jy kan sommer sien hy ken hom, jy weet, hy weet daai ou het, jy weet, saam met hom geveg deur al hierdie stories. Maar dit was reeds met, jy weet, Jabulani toe ons hom probeer integreer het met die wilde trop en nie olifantjies, jy weet, wou hom nie aanvaar het nie. Hy was 'n bietjie cheeky ook, en ons het destyds was 50-50, het 'n storie gemaak oor hierdie integrasie van Jabulani. Maar ongelukkig nou amper 2 jaar moes ons gestop het, want dit net te onveilig geraak vir Jabulani. En dit was, weet jy, 2 jaar tydperk is ongelooflik lank, wat ons hom gevat het en gestap het. Jy weet, hy moes buite slaap en gewoond geraak het aan al die geluide. Hy moes die trop gevolg het om hulle reuk gewoond te raak, en dan is jy nie suksesvol nie, dan is mens ook maar 'n bietjie moedeloos. En toe in 2002 het hulle ons gekontak om olifante, dit is eintlik 2001, om olifante wat in Zimbabwe is, ook wesies, het gevra of ons hulle sal inneem, omdat die wesies ook maar van poaching en so afgekom het, maar hulle was op 'n plaasboer, so grond gewees en was saam met die beeste. En met die politieke situasie daai tyd in Zimbabwe, het die oorlogsveterane ingekom en die grond oorgeneem, en hulle wou die olifante van kant maak. So my ma sê toe, nee,
ons kan die olifantjies invat. Sy het tog opgegaan met 2 trokke, hulle gaan haal en teruggebring en dit was in 2002. En dis hoe ons nou vir Jabulani het voorgestel het aan hierdie groepie individuele olifante. Maar my pa op daai stadium was hy eintlik die befondser van al hierdie tipe projekte wat my ma en ek gehardloop het. Maar hy is toe ongelukkig 'n paar maande na die olifante se aankoms oorlede. En ons moet toe kyk nou, hoe gaan mens hierdie ding laat hardloop? So een van die besigheidsmodules wat ons het, gestel het om 'n lodge te bou, om dan inkomste te voorsien na die olifante toe. Maar dan, dit verskaf so 50% op hierdie stadium van die inkomste om te sorg vir die olifante, maar dan doen ons ook, donasies, ons doen aansoeke vir grants, en allerhande ander tipe fondsinsamelingsprosesse. Maar ek moet sê, as dit nie dink ek vir die lodge was, die visie daaroor, sou ons dit nooit gemaak het nie. Dit was, ek sê een van die, ek glo altyd as jy kyk ook na, ons is 'n non-profit organisasie, so al is jy van die winsgewend geregistreer nie, ek dink jy moet maar altyd iewers 'n besigheidsmodel hê. Maar dit is toe 2015, was daar 'n klomp baba olifantjies wat aangekom het. Ek wil nou sê, dit een het na die ander een aangekom en hulle was in baie swak kondisie. En dit was nog toe terwyl ek die fasiliteite by my ma gebruik het. En toe ek besef, ons stop aanvaar hierdie kleintjies en ek dink, om nou ook doen, so 'n dedicated olifant weeshuis het en dan ons kan hulle integreer, dan ten minste daarheen kom vir die kleintjies. En ek het toe Prof Rob Slaughter, hy is by KwaZulu-Natal Universiteit en ek het hom gekontak en hy het my kom sien en ek het vir hom hierdie hele storie en hierdie visie van my vertel. Ek was hele uur besig en hy het nie 'n woord gesê nie. En dan het hy na die voeltjies gekyk, met sy verkyker, en dan dink ek, luister jy wat ek nou vir jou vertel? En toe later, vra ek vir hom, wat is sy opinie nou? Want al my woorde, my Engelse woorde is nou opgebruik. En toe kyk hy vir my en hy sê vir my, Adine, you are totally crazy, but there's value to this, vision, and I will help you. En ek dink ek weet dis nou budget en wat gaan hy my kos? Toe vra ek vir hom, nou wat gaan dit kos? Hy sê vir my nee, ek sal hom nie kan bekostig nie, maar hy gaan my help. En hy het my regtig so baie gehelp. Ons het vir 3 jaar aan hierdie hele projek gewerk om dit te deurdink. As iets fout gaan, wat doen jy? En dit is waar ons die objectives, die principles, neergelê het op swart en wit. En hy was regtig vir my 'n mentor om hierdie ding op die regte manier te hardloop. So ek sal altyd baie dankbaar wees vir hom en nog steeds, ek skakel met hom gereeld. Mense het mos maar altyd bietjie challenges en as jy net daarna kyk en ek gebruik dit nie, slaan oor om dit opportunities te maak, dan kan 'n mens weer aangaan. Jy het ook al gesê in die verlede, want jy het ook net so gepraat van uitdagings en daar was sekerlik ook baie geleenthede waar jy net kon tou opgooi en besluit, dit is nie die moeite werd nie, ons gaan nie hiermee aan nie. Maar verduidelik vir my hierdie sin wat jy al genoem het, 'n lewe sonder diere is vir jou 'n lewe wat leeg is. Dit is nou ook een van my visies, wat ek sê, in Suid-Afrika, ek praat nie, ek het troeteldiere, en dan het jy jou wilde diere, maar in Suid-Afrika is ons natuurlike kapitaal, is diere ook. En as ons nie meer hierdie diere het nie, as ons nie meer, leeu's, renosters, olifante, die hele groot 5, maar dan ook jou klein diere, jou gewone rooibokke en jou kudu's, as daai weg is, beteken dit, is so 'n leegte vir ons oor werkskepping, ons habitat. Ons gaan nie meer, daar gaan nie meer vir ons, dit gaan net so leeg wees. Ons, as ek net kyk hoeveel waarde diere vir mense gee op verskillende gebiedens. En ons moet na die natuur kyk. Hier het ons daar gesit om te kyk na sy skepping. En dit is wat ons moet doen.
En ja, daar is baie kere, jy weet wat, 'n mens in sak en as sit en baie deure wat toegaan. Maar daar's altyd 'n deur wat weer iewers vir jou oopgaan en vir jou lig gee. En ek dink dit is net, jy weet, as mens jou kop hoog hou en nie gaan lê nie, en maar net weer elke keer opstaan, dan gaan jy antwoorde kry. Jy gaan later terugkyk en jy gaan sien, okay, dit is die redes of dit is hoe dit jy weet uitgewerk het. Alhoewel op daai stadium hoe jy voortploeter, weet jy nie. En dan eers as jy terugkyk, kom jy agter dat goed uitgewerk het soos dit moet. Maar vir ons, vir diere, die sprankel, jy weet wat hulle in 'n mens se lewens ook inbring. As jy kyk na die natuur, voeltjies net. Nou, jy weet enige diere wat hulle bydra tot ons as mense, se emosionele welstand ook. Genade nie, ek weet nie. Dan dink ek nie mens sal verder kan aangaan as ons nie het in diere en ons natuurlike omgewing en soos ek sê troeteldiere ook nie. O ja. Kan jy vir ons 'n prentjie skets van olifantstropery in Suid-Afrika, want dit is hoe die wesies by jou uitkom. Dis die olifantouers wat gestroop is en dan is daar 'n wesie wat agtergelaat is, dalk 'n paar dae in die natuur alleen moes oorleef en dit hang nou af ook van daai kondisie waarby hulle by julle uitkom. So ons hoor baie van renosterstropery in Suid-Afrika, maar is olifantstropery net so groot probleem? Also ek sal nie sê in Suid-Afrika sit ons met daai groot probleem soos wat in die res van ons Afrika lande is nie. Ek dink die een rede is ons sit met soveel privaat reservate wat baie goeie anti-poaching eenhede het, weet wat self die sekuriteit hardloop, maar daar is nog steeds jou olifantstroping. Ek sal nie sê dit gaan so groot net oor die tande nie, jy weet, soos wat dit in die verlede, jy weet, dit gaan daar, jy weet, 'n klein gedeelte gaan daar oor die tande, maar ons sit nie meer met daai ongelooflike groot, jy weet, taskers wat hulle meegesit het voorheen nie, en baie van die olifantjies, jy weet, het deesdae maar klein tande, maar mense is ook honger. Ons grootste innames met klein olifantjies is oor ons Kersseisoen, en dit is wanneer die stroopers uit is, en hulle is dalk uit om, jy weet, 'n bok of, jy weet, vir vleis. En dis hoe die klein olifantjie dan daar beland, as hy 'n stryk om het. Jy weet dat dit was nie uit om 'n olifant te vang nie, maar hy het 'n klein olifantjie, jy weet, gevang en die trop was nie in staat om die kleintjie daar uit te kry nie, of so nie. Ten opsigte van die groot olifante, jy weet, dit moet 'n redelike groot kaliber wees, waarmee, jy weet, 'n olifant, jy weet, geskiet word. In Afrika gebruik hulle nou, jy weet, ander maniere ook. So nee, ons sit nie met sulke groot probleme nie, alhoewel daar is, en ek dink dit is ook een van die redes hoekom ons minder wesies het as in ander lande. En natuurlik, ek dink, jy weet, met die renosterstroping, die horing wat soveel, jy weet, so uniek is en so aan, weet hulle sny die horing af en hulle los die vleis weer. Waar met jou olifante gaan dit maar eintlik oor mense is honger en die vleis word gebruik. Ja. Soos ek verstaan is 'n olifant baie kompleks, is dit omdat die emosie so diep is vir olifant, eintlik maar al die diere wat ek nou al onderhoude gedoen het, is daar maar 'n mate van emosie en gedrag, maar veral met 'n olifant, veral met daai band tussen die kleintjies en die ouers, is dit hoekom hulle so kompleks is? Dit is verseker een rede hoekom hulle, jy weet, so kompleks is, oor hulle sosiale struktuur, en weet met veelheid verskillende diere wat ek gewerk het, die intelligensie op olifante is heeltemal op 'n ander vlak. Jy weet, met diere, as jy net jou renosters en so, ek sê nie hulle is nie intelligent nie, maar hulle is hoe om te oorleef intelligent. Jy weet, en jy weet wat hulle oor hulle pad kom en jy weet hoe hulle, ek sê, assosieer met ander wilde diere en so aan. Maar vir olifante, hulle het hulle hele familiestruktuur, want dan net die manier hoe hulle kommunikeer. Ek meen, weet jy, dit is ver bo, ek wil sê wat ons sal ooit verstaan. Die manier van, jy weet, dat hulle kan geluide optel, deur hulle voete te gebruik, maar ook die hoë frekwensie wat ons nie eers kan hoor nie. Hulle hele, hoe hulle saamgestel is, as jy byvoorbeeld, jy weet, kyk na hulle longkapasiteit en of struktuur, en hulle kan onder water ook leef. Jy weet, hulle longe is nie soos 'n renosters en, jy weet, los, wat daar lugspasies intussen is nie. Daai vliesies, daai long is
fisies vas met sy vliesie aan sy ribbes. Jy weet, so dit is, ek weet, kom, is uit oertyd uit, wat hulle goed saam met hulle dra, en kennis, en ek weet nie, ek dink dit is net op 'n heeltemal 'n ander vlak, hulle intelligensie, en van onthou, en so aan, as wat ons sal kan weet. En ek dink mense assosieer, hulle assosiasies met olifante is ook anders. Jy weet, as jy kyk dat die bygelowe of gelowe ook en so aan, daai koneksie met olifante is op 'n heel ander manier as met ander diere. Net so ter afsluiting, vertel ons dalk van 'n kleintjie of twee wat julle tans besig is in die weeshuis om te versorg, of dalk is die kleintjies al in die bos. So wat julle tans nou daar het, waarna julle kyk. So ons het so rukkie terug, jy weet, 'n kleintjie gehad, wat het ongelukkig nie gemaak het, en ek moes die kleintjie geïntegreer het, jy weet, en hy was heeltemal geïntegreer. En dit is eintlik een van my koeie wat die kleintjie aanvaar het, wat ek nooit gedink het, jy weet, sal kleintjies aanvaar nie. En met die kleintjie wat toe nou oorlede is, weet jy, ek het met haar gesit, en jy weet, wat ek nou regtig hartseer is, en so aan, en ek dink sy is ook hartseer, en ons het daar gesit met mekaar, eintlik sy hartseer gedeel, en so aan. Jy weet, dit is nie, ek weet eintlik verstaan nie hoe om dit te stel nie, want ek dink as mens nie so iets beleef het, klink dit nogal moeilik, maar die kleintjie was redelik lank by ons, en hy is oorlede van septisemia. Het ek toch al gewonder, jy weet, tel hulle so iets op voor die tyd, want dit was my asof sy verstaan het, jy weet, oor hierdie kleintjie. So, jy weet, sy was nie kwaad vir my, jy weet, of gedink, jy weet, wat het ek daarmee te doen nie, want op die einde van die dag, jy weet, daar was 'n paar dae voor die kleintjie oorlede is, wat ek glad nie die kleintjie kon veld toe gestuur het nie. En, weet, sy was nie aggressief, of enige so iets nie. Dit is 'n mens wonder net, jy weet, wat dink hulle en so aan. Maar dan op 'n beter noot, is een van ons kleintjies, het was 'n albinoutjie, en haar naam is Kanhisa, wat eintlik sonskyn beteken. Want hierdie klein pink dingetjie was regtig so sonskyn in almal se lewens gewees. En ons het met haar geloop met sambrele, dat sy net nie brand nie. Jy weet, dan baie kere kom ek nou daar aan, dan loop die kerels nou met 'n sambreel, maar die sambreel se skaduwee is glad nie oor hierdie kleintjie nie. Dit is heeltemal na die ander kant toe. Terwyl ek sê, nee, wag, onthou nou, jy moet kyk, waar is die skaduwee, dan loop aan die ander kant, die skaduwee, die moet eintlik bo oor die kleintjie wees. So, ons het baie sulke ou grappietjies gehad, jy weet, om hierdie kleintjie op te pas, om nie te brand nie, en die mense het ook vir ons ongelooflike baie goeie raad gegee, maar sommige raad was vir brilletjies om haar oë te beskerm. En ek is al gedink, dat sy nou so 4, en as sy nou so 4 ton is, hoe gaan ek nou vir haar sê om elke oggend in te kom om haar brilletjies op te sit? Nee. Jy weet, mense het als ek 'n grapjie sê, baie keer dan dink ek nog, as ek jy weet, vir haar so sê, jy weet, hierdie lang wit lashes, en so aan, weet jy, sy cope, jy weet, sy gaan aan, op hierdie stadium, sal jy nie sommer sê, sy is 'n albino nie, as sy 'n bietjie in die water was, en soos, as sy nou exfoliate, dan kan jy nou weer sien, sy is pink. Maar verder is sy heeltemal deel van die trop, en daar's, jy weet, geen verskil nie. Waar mens met ander albinos, met leeu's, buffels, jy weet, het ek net gesien, wat hulle trop, hulle, jy weet, doodmaak, want hulle pas nie in nie. Jy weet, daai klein wit buffeltjies, is die mooiste dingetjie, en die grootes haal hom net uit, want hulle dink seker hy, jy weet, is probleme las, jy weet, die leeu's gaan hom, jy weet, eers te sien of so, ek weet nie wat hulle dink nie, maar met hierdie olifant, het die ander olifante dit heeltemal net aanvaar, en van klein tyd af, sy dan selfs sommer onder die grootes gaan staan vir skaduwee. Sy het nooit 'n probleem gehad met enige iets van sonskade of so nie, en ek hoef haar nooit sonroom te gesmeer het nie. Wat 'n merkwaardige storie. Dankie vir julle onbaatsigtige werk. Dis aangrypend om te hoor van die olifantwesies wat so goed aanpas en in 'n nuwe trop kan integreer om hulle nuwe aanneemgesin te kan vorm. Bian het vir jou vroeër 'n klank van 'n dier gespeel. Jy kon raai wat dit is. Met die leidraad
Hulle kan tot 2,7 meter hoog word. En dis die klank wat 'n volstruis maak. Dit was nie so maklik nie, so wel gedaan as jy vandag in die kol was. Dankie vir die saamluister. Jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur, media@elsjevanjaarsveld.co.za. Gaan kyk ook op Facebook en Instagram by Elsje van Jaarsveld en ek gesels daar met jou oor dieremaniere, so ook op RSG se blaaie. Ek groet namens ons produksieregisseur Vianel en binnekort gesels ons oor honde wat werk doen op lughawens. Baie belangrike werk. Kan nie wag nie. Tot dan, totsiens en geniet jou diertjie.